Ons gaan toetree tot die erediens, terwyl ons so sit, met lied 176. Ons sing het terwyl ons so sit, en daarna raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Raak so oomblik stil voor die Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom staan, ons sing saam 'n loflied vir die Here, Psalm 149, daarvan die eerste en die tweede vers. Ons gaan vanmôre weer saam ons geloof bely, saam met die apostoliese geloofsbelydenis. En as ons klaar ons geloof in ons harte saam bely het, gaan ons hierdie belydenis voortsit met die sing van Skrifbreiding 12:3 vers 1 en 2 direk daarna. Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue ons ewige en ontwyfelbare Christelike geloof. As ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen.
word klein voor ons Here as ons vanmôre weer saam luister na sy wet. Sy wet as 'n riglyn vir ons dankbaarheidslewe. Soveel mense reken die wet is afgehandel en daarom het ons geen belang meer daarbey nie. Maar sê ons Here Jesus, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar om dit sy volle betekenis te gee. So in Christus word die wet vervul, maar dit beteken nie dis ongeldig nou nie. Hy kry sy volle betekenis in die sin dat die wet wys na Christus. Die wet sê vir ons het 'n verlosser nodig. En dan sien ons dat Christus die wet volmaak gehoorsaam en deur sy gehoorsaamheid word ons dan uiteindelik vrygespreek. En as ons dan nou luister na die wet, is dit met dankbare harte wat reageer op die feit dat Christus ons vrygespreek het. Ons luister saam na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te bid. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons luister na u wet, ons hoor die eise van u wet. Ons weet dit wat u vir ons leer in Jakobus 2, as ons in een opsig van die wet struikel ons ten opsigte van die hele wet. En as ons so na die eise van die wet luister en ons weet dit hou soveel meer nog in as net dit wat ons op sigwaarde daaruit wil haal. Soveel so dat u sê, as ons net na iemand kyk en aan ons hart begeer, het ons reeds die 7de gebod oortree, dit waaroor ons ook vanaand by die aandediens gaan hoor. As ons besef hoe klein en nietig ons eintlik voor u is, as ons besef hoe groot ons skuld voor u is, dan kan ons nie anders as om na u toe te kom, eerste met harte vol ootmoed, harte wat bely, Here, ons staan skuldig voor u. Harte wat bely, ons het u nodig. Daarom bid ons Vader dat u ons al ons sondes sal vergewe. Maar wil u nie net ons sonde vergewe nie, maar wil u ook ons harte sag maak, ontvanklik maak vir die woord, wil u ons hande en voete gee, wat al meer en meer begin leef volgens dit wat u van ons eis. Mag ons al meer in die regte verhouding met u staan en mag ons al meer met ons lewe dank bewys vir die feit dat u ons vrygekoop het. Dit sluit in dat ons dan sal breek van die sonde wat ons opsetlik doen, maar vra ons ook vir vergifnis vir dit wat ons onwetend doen. En Vader, as ons vanuit hierdie posisie uitkom, een waar ons klein en nietig voor u is, een waar ons besef ons is afhanklik van u vir vryspraak, een waar ons besef dat sonder u ons nie kan lewe nie, dan kan ons ook nie anders as om u te loof en te prys, en die eer en die lof van ons harte te bring nie, om u almag te besing, u grootheid bekend te maak, oral waar ons gaan.
U is self van die begin af daar gewees en sal tot in ewigheid daar wees. En tog het U self geen begin of einde nie. Is U die Alfa en die Omega, maar het U self nie 'n begin of einde nie. Want U is God. U is bo tyd verhewe, U het tyd geskep. U is groter as wat ons ooit kan dink. En tog is U meer genadig as wat ons ooit kan begryp. Dat U in die grootheid uitreik na ons sondige stikkende mensekinders, en dat U herstel bewerk tussen ons en U, sodat ons in verhouding met U kan staan. Ons bid Vader, as ons vanmôre dan saam luister na U woord, dat U sal wegneem wat skeiding maak tussen U en ons, dat ons sal groei in ons verhouding met U, en dat dit gepaard sal gaan met daadwerklike optrede, dat dit nie net by hoor sal bly nie, dat ons nie die evangelie tussen die 4 mure van hierdie kerk sal vashou nie, maar dat ons aktief sal uitleef, dat ons buitentoe sal gaan en U lof sal verkondig, U naam sal groot maak, dat ons mense sal wys op die evangelie, dat ons dit sal verkondig, tydig en ontydig, of het ons iets kos of nie, dat ons dit eenvoudig net sal doen, omdat U God is, en omdat ons U lief het. Ons bid Vader, dat U sal wees met ons as gemeente, waar ons weer aan die begin van 'n nuwe jaar staan, met baie uitdagings, wat vir ons as gemeente in die gesig staar, waar ons ook heel wat aksies het, wat vir ons voorlê, nuwe beginne. Ons dankie ook daar vir Suster Erna, wat by ons aansluit. Ons dankie Vader vir mooi werk wat gereeds gedoen word in ons gemeente. En dan bid ons Vader vir elkeen wat deur 'n tyd van beproewing gaan. Ons dink in die besonder aan broer Andrei Oosthuizen, wat eerskomende week sy nier verwyder gaan word. Groot operasie, groot ingrype. Ons bid dat U met hom sal wees, dat U hom sal veilig vashou, maar dat U ook sal wees met sy gesin, ook in hulle kommer in hierdie tyd. Ons vra Vader dat U ons sal gebruik as instrumente in U hande, om ook tasbaar U liefde uit te leef. En dan bid ons Vader dan ook nie net vir ons gemeente nie, maar ook vir ons gemeente se werk en ons gemeenskap. Mag ons hier so 'n ligtende lig en 'n soutende sout wees. Dan bid ons vir ons gemeenskap, Vader, wat baie duidelik ook die evangelie nodig het. Ons wil U harte sag maak, ons wil U die saaigrond voorberei, sodat die saad wat daar val ook mag groei. Ons bid hierdie dinge van U, Vader, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Met die oog daarop dat ons saam gaan lees uit die woord van die Here, Skrifbereiding 14:1 vers 1, en dan lees ons daarna saam uit Johannes 4 uit. Ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes hoofstuk 4. Ons gaan verse 1 tot 30 saam lees. Baie bekende gedeelte van die Samaritaanse vrou. Ons luister saam na die woord van die Here. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels.
Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het al geantwoord, "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie?" Maar Jesus antwoord haar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar, "Dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar, "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid." Die vrou het vir hom gesê, "Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." En toe sê Jesus vir haar, "Dit is ek wat met jou praat." Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, "Wat wil jy hê?" of vir hom, "Waarom praat u met haar nie?" Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie?" Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Ons gaan net tot so ver lees. Ons teksverse, verse 13 en 14. Maar Jesus antwoord daar, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, is ons voorreg om voort te gaan met ons tema vir die jaar. Die tema, immer groen. En ons het begin om hierdie beeld uit te bou met Psalm 1 en daar in Jeremia, die prent van hierdie boom wat by 'n waterstroom geplant is en standhoudend sy vrugte dra, wat sy blare nie verdroog nie, wat altyd groen bly. Daarna het ons vir mekaar gesê, die grond waarin die boom staan, maak ook saak. Maar vanmôre staan ons dan stil by die lewegewende water waarna toe hierdie boom sy wortels uitsteek. Dit is interessant, geliefdes, hoe water werk. Ek dink
Ons weet dat die mens uit 60% water bestaan, en dit is interessant dat dit juis is dat 'n mens wat uit soveel water bestaan uiteindelik ook kan doodgaan van dors, omdat hy nie genoeg water inneem nie. En dan is die realiteit van water dat ons kan alles weet van water. Ons kan alles weet dat sy wetenskaplike formule is H2O. Ons kan weet dat hy in 'n vaste stof en in 'n gasvorm kan voorkom. Ons kan weet dat hy vloeistof kan wees. Ons kan weet dat sy digtheid laer is as 'n glas en daarom bly hy in die glas. Ons kan al hierdie goeters weet. Maar as ons nie die water drink nie, dan gaan ons dood. Die ander sy daarvan is ook dat nie net moet ons weet wat water is, of moet ons nie net die water drink nie, maar ons moet ook weet wat is hierdie water wat ons drink. Wat is die bron van water? 'n Mens moet die kennis van die water hê sodat 'n mens ook kan onderskei en weet wat is dat byvoorbeeld rioolwater nie vir jou goed is nie. Die gevaarlikste ding wat met 'n mens kan gebeur wat op die see verlore is dehydrasie. En aangesien die son dag in en dag uit jou stikkend brand en volg uit jou liggaam uittrek, is jou bewustheid van jou dors soveel duideliker. En dan is hierdie massa water wat rondom jou lê baie verleidelik. Omring deur 'n oorvloed van water, maar as jy van daai water drink, dan gaan jy vinniger dood. Want soutwater dehydreer 'n mens nog vinniger, maak jou vinniger weer dors en dan voed jy net daai dors met soutwater en jy hou aan in hierdie siklus vassit. Waar jy dors probeer les met iets wat jou dors hou. Jesus sit by hierdie put 12 uur die middag. En dit is nie per ongeluk nie. Hier ontmoet hy 'n Samaritaanse vrou. 'n Vrou wat nie verstaan dat die bron waaruit sy haar dors les, haar dors hou nie, dat dit soutwater is wat sy drink nie. 'n Vrou wat nie besef dat voor haar die water van die lewe sit, hy wat werklik haar dors sal les nie. En dan gebeur al hierdie dinge nie per ongeluk nie, en dis ook nie per ongeluk dat ek en jy vanmôre hier sit nie. Jy sien, hy praat nie vanmôre per ongeluk met ons oor ons dors wees nie. Want die realiteit is, ons Vader het elke Sondagmôre 'n afspraak met jou, om met jou te praat. En vanmôre gesels hy met ons oor hierdie dors in ons. En dan wil ek begin met die vraag, maar vir wie is hierdie lewende water? Let op na dit wat Jesus hier doen. Hy is by die put 12 uur die middag, en die realiteit is daar's nie veronderstel om iemand te wees nie, want die gebruik was, mense het in die oggend vroeg of in die middag laat vir hulle gaan water haal. Maar die Samaritaanse vrou is alleen 12 uur die middag by hierdie put. En die ontmoeting is eintlik 'n wandelende teenstelling, want die vrou is 'n Samaritaan en Jesus is 'n Jood. En nou weet ons dat die Jode en die Samaritane nie van mekaar gehou het nie, omdat in die ballingskap het die Samaritane wat deel was van die 10 stamryk wat weggevoer is, het begin vermeng met die volke rondom hulle. So hulle was nie meer suiwer die volk van God nie. En die Jode, die 2 stamryk, het hulle verwyd hieroor. Daarom was hierdie verhouding stikkend gewees. So, maar wat ook daarmee saamgaan is, die Samaritane het kompromieë aangegaan om te oorleef, terwyl die Jode suiwer gebly het om gehoorsaam te wees aan die Here, en sodat ook uit die Jode uit Jesus Christus gebore kan word. Dan is die groot ding wat by hierdie put gebeur is, sy's 'n vrou, hy's 'n man. Sy is alleen as gevolg van haar leefstyl, en Jesus is 'n rabbi, 'n leermeester wat 'n oomblik homself afsonder om te herstel. En dan in hierdie oomblik, wanneer die twee mekaar by die put ontmoet, dan breek Jesus deur elke mensgemaakte grens. Kultureel, geslagtelik en godsdienstig. Waarom? Want hy illustreer dat die lewende water nie iets is wat jy kan verdien nie. Vryspraak kom nie na jou toe omdat jy 'n man is nie. Dit kom nie na jou toe omdat jy Afrikaans is nie. Dit kom nie na jou toe omdat jy gereformeerd is nie.
dat jy die lewende water ontvang, is genade. Die lewende water is genadewater vir die wat besef dat hulle dors is. Dis al, en terselfdertyd, alles wat ek en jy nodig het om 'n vol lewe te leef te midde van 'n gebrokenheid van hierdie wêreld. Jesus sê, daar's water wat jou siel, jou binnekant so nodig het, as wat jou liggaam fisies water nodig het. En as jy dit nie kry nie, of as jy by die verkeerde bron gaan drink, dan gaan jy geestelik dehydreer en doodgaan. En wat Jesus vir die vrou en vir ons illustreer is, ons is almal dors, en ons almal drink iewers. Almal soek liefde, betekenis, sin, hoop. Ons moet hierdie dinge kry om te kan lewe, om aan te hou, om 'n toekoms te beplan, om uit te hou. Ons smag almal hierna. Maar die vraag is, waarin kry ek dit? Waarin kry ek my lewenssin en my lewensdoel? Is dit die dinge wat môre kan verdwyn? Daarteenoor sê Jesus, ek het water wat jou dors na betekenis, wat jou dors na identiteit, wat jou dors na sin en hoop en liefde in hierdie wêreld vir ewig gaan les. Al die dinge waarin jy jou sin en betekenis soek, is 'n oomblik en dis tydelik. Dis om soutwater te drink wat jou gaan dors hou. Dis 'n siklus waarin 'n mens vasval, waar jy jou dors voed met iets wat jou met meer dors laat. Die water wat Jesus vir jou gee, is vars, is skoon, suiwer fonteinwater wat opborrel en vir jou die ewige lewe gee. 'n Put of 'n boorgat is mensgemaak en jy kan hom toegooi. Maar probeer dit met 'n fontein. Hy vind altyd 'n weg, hy borrel altyd weer deur. Maak nie saak hoe jy dit toegooi nie, die water kom weer iewers uit en dis lewegewende water, dis standhoudende water, iets wat jy nie kan blok nie, iets wat jy nie kan toemaak nie. Jesus beloof wat daar is, beloof water wat daar is, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dit sal altyd aanhou uitborrel. Waarvan praat hy? Wat is hierdie water? Dis nie iets abstrakt nie. En dit is die ding wat die vrou by die put moet verstaan. Dis nie 'n abstrakte ding wat jy net moet snap nie. Hierdie bron vir lewende water is nie iets nie. Dis iemand. Dis Jesus Christus. Hy is die bron van die lewende water. Nou, kan jy vra, maar hoe kry ek hierdie water dan? Hoe kry ek hom? Dis absoluut hy wat jou persoonlik konfronteer. Hy wat na jou toe kom, deur 'n preek, deur 'n gesprek, deur gebeure. En hier wil ek dit weer beklemtoon. Dis hoekom dit nodig is om deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges. Want dit is deur medegelowiges dat die Here ons ook konfronteer wanneer ons besig is om ons dors te les uit die verkeerde bron uit. So deur 'n preek, 'n gesprek, gebeure, iewers waar ek persoonlik gekonfronteer word met wie Jesus is. Ons sien dit in wat gebeur hier by die put. Jesus sê vir die vrou, jy drink by die fontein van mans. Jy soek in mans, in hulle goedkeuring, in hulle omarming, in hulle liefkosing, jou sin en jou betekenis. Jy probeer jou dors by hulle les, maar dis soutwater. Sy het geglo, hulle kan haar lewe volmaak, dit het haar laat voel, sy beteken iets vir iemand. Hulle vashou en intiem wees met haar, het haar tydelik sin en betekenis gegee, en daarom het sy dit met alles in haar gesoek en gejaag. Sy het as dit ware mans aanbid. En dalk is dit nodig dat ons hoor hoe Jesus ook met ons persoonlik raak. Jesus het met jou 'n afspraak gemaak, soos met hierdie vrou om vanmôre hier te sit. En in hierdie stadium, hier waar jy in jou gedagtes besig is met dit wat gesê word, hier is jy alleen met hom. Sy gees is deur sy woord besig om in jou verstand en in jou hart te werk. Hy's besig om jou persoonlik aan te spreek
en vir jou te sê, gaan haal daai man, daai ding wat jy in jou gedagtes vashou, gaan haal daai ding. Besef dat dit die ding is waarin jy jou dors les. Gaan haal wat ook al jy gebruik om jou dors te les en bring dit. En Jesus raak nie net persoonlik nie, maar dan ontbloot hy ook die goed waarin ons betekenis soek. En nee, hierdie dinge is nie noodwendig altyd slegte dinge om in jou lewe te hê nie, maar as dit iets is waarin ek betekenis en waarde soek buite Jesus, dan word dit soutwater. En dit gaan jou vernietig. En daarteenoor kom die uitnodiging, kom almal wat dors is, kom na die water wat lewe gee, kom en drink, verniet. En dis waar ons dikwels vasval. Want ons hoor genade, maar verstaan nie hoe ek iets moet kry sonder dat ek daarvoor gewerk het nie. Sonder om myself in 'n posisie te sit waar ek kan sê ek het dit verdien nie. En dit is daardie sondige vertrekpunt dat ek my eie God moet wees, my eie verlosser wat in ons harte praat, wat sê ek moet dit verdien. En dis hierdie einste stem wat hierdie Samaritaanse vrou laat wegduins. Want sy wil Jesus se oog wegdraai van haar hart en daarom kruip sy weg agter een van die grootste godsdienstige vraagstukke van haar tyd. Julle hoor Jesus praat met haar en hy sê vir haar, ja, jy's reg. Jy het 5 mans gehad. En hy ontbloot haar diepste geheime en dan is haar reaksie maar, ek sien dat hy 'n profeet is. Ons voorouers het op God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. So tipies van wat ons doen. Wanneer ons gekonfronteer word met ons stikkende harte, is die eerste ding wat ons doen is ons gooi teologiese argumente voor dit in. Of ons wil regverdig dit wat ons doen. En sy vra hierdie vraag, ons is Samaritane, julle is Jode, julle sê ons moet daar aanbid, ons voorouers het hier aanbid, wat is die antwoord? Maar eintlik sê sy, hoe kan ek by God uitkom, as daar soveel verskillende paaie na hom toe is, volgens haar? Watter een is nou eintlik reg? Waar kan ek vir God kry? In die tempel, op die Sionsberg in Jerusalem, waar die Jode aanbid? Of in die tempel op die berg Gerizim, waar die Samaritane aanbid? Waar gaan ek hom kry? Vertaal dit na vandag toe, dan klink dit dalk so, ek wil die Here dien, maar hoe lank moet my stilte tyd wees? Of dit klink dalk soos, hoe ver is te ver vry? Of dit klink soos, hoeveel geld is genoeg vir 'n tiende, sodat God dit met my sal laat goed gaan? Of dalk klink dit soos, moet ek in die Gereformeerde Kerk wees? Moet ek in die NG Kerk wees? Moet ek in die AGS Kerk wees? Jou hart is nie by my nie, sê Jesus. Ja, maar daarom is ek in die Gereformeerde Kerk. Jy leef vir jou werk en vir erkenning, vir eer, sê die Verlosser. Maar daarom gee ek 'n tiende, ek gee my bydrae. Jy soek vervulling in die een verhouding na die ander, sê die koning. Maar ek het daarom op die regte manier, op die regte plek nagmaal gebruik. Kom die verskoning. Hoor wat antwoord Jesus hierdie vrou in vers 21. Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Ons moet hom deur die Gees, dit wil sê onder leiding van die Heilige Gees aanbid. En die Woord en die Gees loop saam. Ons moet hom aanbid in lyn met sy openbaring. En dan wanneer ons nie weet wat en hoe ons moet bid nie, is die genade dat die Gees vir ons intree in onuitspreeklike versigtinge, want hy deurgrond en ken ons harte. Ons moet hom in waarheid aanbid, dit wil sê ons moet hom gehoorsaam as koning, en nie net ons eie koppe volg nie. En as ons hom in waarheid aanbid, beteken dit ook ons moet ons harte ontbloot en kwesbaar maak. Dan kan ek nie wegsteek wat stikkend is nie. Ek
kan nie agter godsdienstige wettiese reëls wegkruip nie en my skaamte daar binne wegsteek nie. Dit kan nie. En Jesus klim nie van die onderwerp af nie. Hy sit die kollig op die sondige bron waarin sy haar dors les. Dan wanneer sy nie meer kan nie, dan roep sy uit, ek weet die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus het haar alleen gekry, hy het haar laat dink, hy het haar persoonlik gekonfronteer en haar stikkend en seer en verkeerde lewensfilosofie het hy kom wys. En nou kom wys hy vir haar, dat daar geen manier is vir haarself om dit reg te maak nie. En daarom roep sy uit in hoop na die Messias. Ek het 'n verlosser nodig, ek besef dit. En dan antwoord Jesus op sy beurt, maar dis ek. Ek is die verlosser. Ek is die lewende water. Ek is die enigste een wat hierdie dors kan les. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader toe nie, behalwe deur my. My dors word jou bron van ewige standhoudende lewende water. Ja, aan die kruis roep hy uit, ek het dors. Fisies, ja, maar ook geestelik. God verlaat hom. Dis nie net die fisiese son wat vernietigend op Jesus neerbak waar hy aan die kruis hang nie. Dis ook die songloed van God se oordeel oor my lewe, wat dit uit hom uitbrand. Elke deeltjie van hom het uitgeroep na sy Vader, my God, waarom het U my verlaat? Maar die krane van die hemel het vir hom toegebly, sodat hy dors geword het. Sodat die hemelse sluise van lewegewende water vir jou kan oopgaan. Sodat ek en jy weer kan water kry, en ons verdien dit nie. Dis 'n genadegawe, dis gratis gegee, dit kos baie, maar dit is vir jou gratis gegee. Lewende water, 'n fontein aan die binnekant, strome lewende water om ons dors vir altyd te les. En in hom kan ek weer in God se teenwoordigheid verskyn, kan ek God weer leer ken en dien soos wat hy dit bedoel het van die begin af. Ek wat so maklik ander dinge bo God kies, my sin en betekenis in ander dinge soek, kan weer begin om stadig maar seker te leer wat dit beteken om werklik weer aan sy voete te sit. Kyk wat gebeur met hierdie vrou as Jesus so aan haar lewe kom ingryp. Sy later water kry, net daar staan en sy hardloop weg. Die water waarvoor sy gekom het is vergete. Sy het nuwe water gekry, lewende water. Onthou, sy kom oor die middag na die put toe omdat sy skaam is vir haar eie sonde. Sy wil nie gekonfronteer word deur die ander mense by die put nie. Maar nou los sy haar kry, sy spring op en sy hardloop na daai selfde mense toe waarvoor sy skaam is. Sy gaan sê vir hulle, weet julle wat? Daar's 'n man by die put en hy weet presies wat ek gedoen het. Hy moet die Messias wees. Opgewonde sê sy, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Hy het geweet van my sonde. Hy het vir my kom sê hoe verkeerd ek gelewe het. Wie van ons raak opgewonde daaroor? Wie van julle word opgewonde daaroor dat jou sonde blootgelê word? As ek kyk na die reaksie in die wêreld, in ons gemeenskap, die laaste ruk net, as ons net weer terugdink aan die brief en so meer. Wat is ons reaksie daarop wanneer ons sonde blootgelê word? Dis nie ek nie, is jy. Maar hierdie vrou se sonde word blootgelê en sy gaan verkondig dit selfs aan ander mense, omdat sy opgewonde, dankbaar bly is. Waarom? Jy kan dit net doen as jy besef wie Jesus is. Net iemand wat die verlosser ontmoet het, net iemand wat weet, my sonde staan nie meer tussen my en hom nie. Net so iemand is opgewonde daaroor. So moenie vasgevang bly
in 'n siklus wat jou dors hou nie. Jou binneste roep uit na water wat lewe gee. Gaan drink by hom. Want hy maak jou los. Hy gee lewe. Hy is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Niks anders gee lewe nie, net hy doen. Hy is die bron van standhoudende water. En as jou wortels in hom is, ja dan bly ons immer groen. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons dankie dat ons U mag ken. Ons dankie dat ons in so 'n intieme en persoonlike verhouding met U kan staan, dat ons kan weet dat soos ons nou in hierdie oomblik in gebed is, dat niks van my sondige hart vir U weggesteek is nie. Dat alles waaraan ek oortree het vir U bekend is. Dankie Vader, dat ons hierdie tipe verhouding het, dat ons so 'n oop kanaal het, dat ons na U toe kan kom en persoonlik kan bely, elke liewe item, elke liewe daad, elke gedagte, elke woord wat ons gesê het, wat vervreemding veroorsaak tussen ons en U. En dankie Vader, dat daar saam met belydenis ook vryspraak is. Dat ons kan hoor soos die vrou wat in oorspel betrap is, ek oordeel jou ook nie, gaan en sondig nie meer nie. Wil jy ons daarin lei, in daai dankbare reaksie, in daai dankbare lewe, waar ons daarteen veg om sonde te doen. Dat ons daar voorweg veg, om heilig en getrou te lewe aan dit wat U woord vir ons leer. Ons bid daarom, Here, maak ons getrou in ons doen en late, maak ons getrou in ons navolging van U. En wil U ons voed met die water wat lewe gee, die water wat standhoudend is, die water wat as ons daaruit drink, ons nie gaan dors hou nie, maar ons dors gaan les. Dit bid ons van U, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffers. Ons antwoord op die skriflesing en die prediking, skrifbreiding 18:6, verse 1, 4 en 5. Kom ons sing dit staande, dan daarna ontvang ons die seën van die Here, waarop ons met die amen antwoord. Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.